konferensie gewees en die Dinsdag aand braai ons en hulle probeer nou ietsie anders te doen by die konferensie. Ons breek op in kleiner groepe en dan braai ons nou in kleiner groepe nou saam en dan sit nou nie die hele 200 mense nie, maar kleiner groepies. En dit werk toe nou lekker want ons het toe nou tyd om by van die ouens te sit en te kuier, want dit is nou nie hierdie groot groep en almal moet geëntertain word nie. En ons sit om die tafel en Arnold de Wet, julle ken die liedjie wat met die krag van God, wat ons vanoggend gesing het, hy is deel van ons netwerk en hy is toe nou deel van ons groep en ons sit daar en ons kuier en hy begin te praat oor, hy het gesukkel om vir 'n tyd lank, 3 uur in die oggende, word hy wakker en dan is hy kop oral, dan stres hy en alles en hy het toe nou gesê, hy het dit toe nou verander deur 'n gesonde dieet. En toe los ons die gesprek en soos wat die konferensie aangaan, hoor jy hierdie ou praat en hierdie ou sê dit en baie ouens sê goed oor stres, baie ouens sê goed oor bekommernis en ons is nou terug hier in Graaf-Reinet en ek kyk 'n paar video's op YouTube randomly wat mense sê 3 uur in die oggende is die uur van die heks en 3 uur in die oggende word jy gewoonlik wakker en dan gaan jou kop met jou weg en dit is die tyd van die duiwel jou aanval en hierdie ou sê dit en hierdie ou sê dat. Ek praat nie spesifiek oor 3 uur as 'n tyd nie, maar ek kom agter soos wat ek met mense praat en partykeer as ek na myself kyk, kom ek agter ons is maar darm baie maklik en baie vinnig om te bekommer. Ons is gemaklik met die idee om vinnig te stres oor iets wat ons nie hoef oor te stres nie. Baie van julle het julle hande opgesteek vanoggend, so baie van ons is daar. En dit is normaal, amper, nee, want ons is mense. Maar die Bybel kom en hy sê, weet julle wat, dit is nie nodig om te stres nie, en dit is nie nodig om te vrees vir die verkeerde dinge nie, daar is 'n beter manier. So ek wil graag vandag vir julle hierdie lees. In Hebreërs 4, ons gaan aan met Hebreërs, en ek wil net hierso 'n disclaimer gee. Ons spreek nou uit die boek van Hebreërs uit die laaste paar Sondae, paar maande. Hebreërs is 'n baie moeilike boek om uit te preek. Nommer 1, en Hebreërs is 'n baie moeilike boek om te lees. Maar dis vir 'n rede so, want dit wat in hierdie hoofstukke opgesluit is, het so baie waarheid. Het so baie autoriteit en so baie krag. So help my om saam deur Hebreërs te werk en help my ook om vir julle hierdie tot die beste van my vermoë te verduidelik, want hierdie het transformerende krag. Die skrywer begin in Hebreërs 4 vers 1 en hy sê, dit is die ou vertaling, die 53:33, want die ander vertaling sê dit nie soos wat hierdie dit sê nie, dis hoekom ek hierdie een gekies het. Hy sê, laat ons dan vrees, dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Dis 'n baie sterk stelling, nee. Ek gaan dit weer lees. Laat ons dan vrees. Nou as hy sê vrees, sê hy ons moet 'n erns op die volgende tema en op die volgende wat gesê word hierso sit. Ons moet respek hê vir hierdie onderwerp. Ons moet dit 'n prioriteit maak en dit nie vergeet nie. Dis hoekom hy sê laat ons dan vrees en ons moet amper bang wees om dit nie te doen nie. Dis hoe sterk hy hierdie stelling maak. Laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle sal agterbly nie. So ons moet so bang wees om nie in God se rus in te gaan nie, dat ons iets daaraan doen. Dis eintlik wat hy hierso sê, nee. Dan gaan hy aan in vers 2. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan julle of aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Hier tel ons nou 'n tweede tema op. Hy praat hierso met die mense en hy sê, julle wat gehoor het, fantasties, en julle wat doen,
fantasties, maar daar is mense wat gehoor het en nie die geloof gehad het nie. So hier is die twee temas waaroor ek vandag praat. Geloof en God se rus. Dan gaan hy aan, want ons wat geglo het, gaan die rus in. Soos hy gesê, daarom het ek my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want hy het ergens op die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. Hy gee vir ons elke dag die geleentheid om te, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Josua aan hulle rus gegee het, sou hy dan nie, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daarby dus 'n Sabbatrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. En dan sluit hy af, laat ons dan ons beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. So ek sê hierso, hier is twee temas wat ons in hierdie stuk optel. Die eerste ene is geloof en die tweede ene is God se rus. Nou kom ons praat oor geloof vandag, want geloof volgens hierdie stuk is die sleutel om in God se rus in te gaan. So jy gaan lê nie net in die aand en maak jou oë toe en slaap en dan is jy in God se rus nie. Nee, hier sê die skrywer vir ons, om in God se rus in te gaan, is om in geloof en om te glo en om te doen wat God sê ons moet doen. So geloof, hy sê in vers 3, want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het. So om mee te begin, as ons praat oor geloof, wat sê ons mekaar, waarin moet ons glo? Ons begin met die begin. Ons moet geloof in Jesus Christus sit. Jy moet jou geloof in Jesus Christus sit, as redder, heerser en oorwinnaar. So ons begin met ons geloof, waar dit veronderstel is om te begin, Jesus Christus. Die begin, en dan later sê hulle ook die volleinde, maar ons begin met ons geloof in Jesus Christus. So hoe gaan jy in die rus van God in? Begin deur met om te glo dat Jesus jou redder is. Hy is die heerser. Nie die Iranies, die Pakistanis, die Talibanies, of wie ook al nie. Jesus Christus is die heerser van die wêreld. Sy woord sê, hy het oorwin. Hy is die oorwinnaar. Hy het vir jou oorwin. So jy is veilig by hom. Ons moet ons geloof in Jesus sit en geloof dat Jesus se werk aan die kruis vir jou volmaak en perfek is. Ons gaan deur Paasnaweek elke jaar. Ons vier elke jaar sy kruisdood, sy opstanding, en dis lekker om Paasnaweek te vier en saam met die familie te kuier, maar ons moet glo dat dit wat op Paasnaweek gebeur het, die waarheid is en vir jou is. Glo dat Jesus se volmaakte werk aan die kruis vir jou genoeg is en dat jy nou actually kan terugstaan en kan rus. Geloof dat God jou bron is. Nie Absa Bank nie, nie FNB nie. God is jou bron. Nie jou werkgewer nie, nie ons regering met hulle SASSA en Olpay en allerlei dinge nie. God is ons bron. Geloof dat Jesus klaar oorwin het. En ons het 'n probleem met hierdie stelling.
Nie ons nie, want ons is hier en ons glo dit, maar die wêreld, Christendom oor die geheel, het 'n probleem met hierdie stelling dat Jesus klaar oorwin het. Glo jy dit? Amen. Leef ons dit? Hier is nou mixed feelings hier, van daai mengelslaaie hier. Ons sê dit baie keer, maar ons leef nie asof Jesus oorwin het nie. Ons moet in God se rus ingaan. Om in God se rus in te gaan, moet ons geloof hê en ons moet doen wat ons glo en ons moet leef wat ons glo. Geloof dat God jou jou Vader is en hy beskerm jou. Ons het 'n probleem partykeer met daai, want ons stres te veel, te vinnig oor die dag van môre. Wat gaan van ons word? Wat gaan van ons kinders word? Is ons ewen veilig in hierdie wêreld? Paulus het dit so mooi gesê. Paulus wat uitverkoop is vir Christus. Paulus wat ek glo groot gedeeltes van sy lewe en sy bediening in die rus van God geleef het en beweeg het, sê, om te lewe is Christus en om te sterf is wins. Paulus het hierdie verstaan, God is my beskermer, God is my bron, so om te lewe ek voluit vir Christus, en as my lewe, my tydelike tent weggevat word van my, heerlikheid, dan stap ek daar maar in 'n mansion in daarbo. So dan is dit ook vir my wins, want dan is ek saam met Christus. Ons moet hierdie glo, en ons moet hierdie leef. Die tweede ding, en hierop wil ek stil staan, is die hele konsep van God se rus. Want dit is tog wat die skrywer wil hê, ons moet in lewe in God se rus. Hy sê vir ons in vers 10, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Stel jouself hierdie prentjie voor. Ons almal het al in die kinderbybel die skepingsverhaal gelees, né? En dan hopelik ook in die Grootmensbybel, maar ons almal het dit al gelees en ons het gesien op dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5, dag 6 het God geskep. En wat sê die Bybel toe? Op dag 7 het God gerus. Hy het teruggestaan en gesê, hierdie wat ek gemaak het is goed. Dis baie goed. En hy het gerus. Hy het sy werk voltooi en God het in 'n wat is die regte woord? Ding ingegaan van rus, 'n state of rest. Hy het teruggestaan en gesê, die werk is nou voltooi en nou gaan ek met 'n plek van rus, gaan ek verder hierdie ding aanpak. Dink julle God loop daar in die hemel op en af? Genade. Trump het nou weer dit gesê. Hierdie ouens het nou weer dit gesê. Kobus het nou weer dit gedoen by die huis. Desmond het nou weer dit gedoen. Ja, God sit terug en hy's rustig en hy's by homself en hy worry nie oor dinge nie. Sy uitspraak is gemaak, sy uitspraak is finaal en hy sê, ek hoef nie myself te bekommer nie, ek is in die Here. En ons het daai geleentheid om in daai selfde rus in te gaan. En saam met hom te sit in hemelse plekke, soos wat die Bybel sê ons doen, en uit daai stand, daar is die regte woord nou, uit daai stand van rus uit, dinge aan te pak. Om te weet, Here, ek hoef nie te bekommer oor die dag van môre nie, jy is klaar daar, jy is in beheer, jy rus klaar daar ook, en jy het klaar vir my gesê, ek hoef nie te bekommer nie, want jy is daar, jy het dit, jy het my. Hy sê hier so in vers 4, want hy het ergens van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En dit was 'n voorbeeld wat hy vir ons ook gestel het om te sê, ek wil ook graag hê, julle moet in daai rus wees. Nou hier praat hy van die 7de dag, ons is nie Jode nie, so ons hoef nie 'n Sabbatdag te vier nie, ons vier die rus in Christus Jesus, wat het volmaak het en volbring het, en dit is wat hy vir ons sê, die 7de dag het aangegaan,
Dit is 'n state of being, dit is nie 'n spesifieke tydstip nie. Jesus wil hê, ons moet in sy rus lewe. Nou vra ek die vraag, hoe gaan ons dan in God se rus? Want dit klink so lekker. Dit klink so lekker om terug te sit en die hele tyd net nie te bekommer nie te stres oor enigiets nie te wonder wat gaan môre gebeur. Dit klink baie lekker, maar is dit regtig in praktyk so maklik? En die antwoord is nou ongelukkig nee. Dit is nie maklik om in hierdie rus te lewe nie, want ons bly mense, ons bly in 'n vervalle wêreld en dinge gebeur, maar ons kan in hierdie gevalle wêreld kan ons nog steeds hierdie beginsels toepas en ons kan nog steeds in God se rus wees, al is dit nie elke dag maklik nie. So, hoe gaan ons in God se rus in? Begin jou dag met oorgawe, nie beheer nie. En as ek sê begin jou dag met oorgawe en nie beheer nie, wat beteken dit? Eenvoudig om net te sê, Here, U is aan die stuur van my lewe, nie ek nie. Ek weet in elk geval nie wat 5:00 vanmiddag gaan gebeur nie, maar U weet, so ek sit U in beheer van my lewe, en ek glo dat U koning is, soewerein is, en U is in beheer, so ek maak U die koning van my lewe. Dit skuif jou fokus van ek is in beheer, na God is in beheer. En dan die oomblik wat jy daai kan besef, en daai vir 'n oomblik net kan deel maak van jou lewe, weet jy hoe baie stres val van jou skouers af? Ek weet nie van julle nie, maar partykeer gebeur daar goeders in 'n mens se lewe wat wonderwerke is, nê? Want ons is Christene. En baie keer as ietsie soos dit gebeur, jy stres oor ietsie en jy druk vir ietsie, of jy skryf 'n eksamen en jy stres of jy die eksamen gaan deurkom en daai uitslae kom. En jy sien jy's deur, dis 'n groen merkie, nie 'n rooi merkie nie, dan val daar so baie goed van jou af. En dit is wat God hier vir jou gee. As jy my in beheer sit van jou lewe, dan kan jy van al daai bekommernisse afhaal, want ek is in beheer. Jy hoef nie meer verder te beklei nie. Stop om alles self te probeer uitwerk. Ware rus kom wanneer jy besef, God is die bron van alle wysheid en hy vra dat jy jou probleme op hom moet werk. Is dit nie wat die Bybel sê nie? Kom na my toe, almal wat moeg en uitgeput is. Werp jou probleme op my en ek sal vir jou rus gee. Hou op om alles self te probeer uitwerk. Wat is daai gesegde in Engels? Let go and let God. Wanneer ons daar kan kom in ons lewe, hoe nice sal dit nie wees nie. Die volgende ding, hierdie is van meeste van ons seker maar sukkel. Weer eens, die ou mens, die ou kop, die ou brein, gehoorsaam God, selfs wanneer dit moeilik is. Dis maklik om die Springbokke te ondersteun, wanneer hulle die wêreldbeker 2 keer na mekaar wen. Maar verloor hulle 2 wedstryde teen die All Blacks. Dan is hierdie land van ons daarom. Wat? Nee? Die eenvoudige voorbeeld, volksskool, as hulle nou nie hierdie jaar die interskole wen nie, maar union wen. Dan is coach die swakste ding onder die son. Maar dit is nie, partykeer gly jy maar net op 'n artikel. Gehoorsaam God, selfs wanneer dit moeilik is. Wanneer die Springbokke 4 of 5 wedstryde in 'n ry verloor, wanneer ons skool nie perform nie, wanneer dinge nie so goed gaan nie, wanneer die olieprys opgaan, wanneer daar oorlog is, wanneer die beespryse vir een of ander rede so duur is, jy kan nie meer elke week braai nie. Maak nie saak wat dit is nie. Al gaan dit nie goed nie. God het nooit gesê, glo net in my wanneer dit goed gaan nie. Hy het gesê, kom na my toe. Dit is wat jy is. Alle omstandighede, ongehoorsaamheid, bring innerlike onrus. Maar gehoorsaamheid bring vrede. Dit is, jy is ongehoorsaam as jy twyfel om God se voorsiening.
Jy is ongehoorsaam as jy twyfel in sy volmaakte afgehandelde werk aan die kruis. Het jy al ooit daaraan gedink? Twyfel is ongehoorsaamheid. Hy sê, moenie twyfel nie, en dan moet nie twyfel nie. En hier sê hy, as jy ons ongehoorsaam is, bring dit innerlike onrus, baie storms in jou lewe. Maar die oomblik wat jy op 'n punt kom, wat jy sê, Here, ten spyte van die hoë oor die prys, God is in die Here. Here, ten spyte van, nogtans sal ek my vertroue in U sit. Here, daar's 'n straatpaal in die hoofstraat omgery, maar nog steeds is U koning. Gehoorsaam vir God selfs wanneer dit moeilik is. Ek dink die tweede laaste punt wat ek wil maak, derde laaste punt. Leer om genoeg is genoeg te sê. Jy rus in jou identiteit nie in jou prestasie nie. Partykeer hardloop ons teen 'n spoed van 4 keer die spoed van lig om almal te probeer impres, om God te probeer impres en jy brand jouself uit. God het nooit gesê jy moet presteer om in sy goeie boekies te kom nie. Hy sê glo in my. En hier lees ons ook rus in my. So jy hoef nie rond te hardloop soos 'n afkop hoender wat nog die laaste styftrekkings het om iemand te probeer impres om op die bord te wees nie. Jy kan sê ek staan nou terug. Ek gaan ophou rondhardloop om mense te probeer impres, om God te probeer impres, want hy's baie impres met my as ek sit my hart en lewe vir Jesus Christus gee, is hy baie impres met my en dit is genoeg. Ons lewe vanuit ons identiteit, die afgehandelde werk van Christus aan die kruis. My ou lewe is verby en ek hoef nie terug te draai na my ou lewe toe en terug te verwys na my ou lewe toe en te sê ja, maar in die verlede dit nie. Nee, my toekoms is Christus. Om te lewe is Christus. Die tweede laaste punt, om te lewe in rus. Bring jou angs na God toe en wees eerlik met hom daaroor. Daai 3 uur in die oggende wat Arnold vir my gesê angs is en stres is dat jy wakker word. Ek word ook baie keer 3 uur in die oggende wakker. En dan is dit baie stil behalwe as ons bure nog kuier en dit gebeur ook gereeld, maar wanneer hulle nie kuier nie en ek word 3 uur in die oggende wakker, dan is dit ek en myself en niemand anderste nie. Daar's geen klanke nie. Daar's baie keer nie eens die klank van Montego wat in die agtergrond hang nie. Dis stil, ek is by myself. En ek het nou geleer in daai tyd as ek so wakker word 3 uur in die oggende, dan praat ek met die Here. En dan is ek eerlik met homself, want ek kan in elk geval niks wegsteek vir hom nie. Here, ek is bietjie bekommerd oor A, B, C. Here, wat moet ons doen om die jeug van ons land, van ons dorp beter te kan bedien, sodat hulle nie 'n verlore generasie kan wees nie? Glo dit of nie, ek stres daaroor, want dis belangrik. Wees eerlik met jouself en met God en bring al jou angs en al jou probleme en al jou sorge en bekommernisse na hom toe. Rus beteken nie jy het geen probleme nie. Dit beteken jy dra dit nie alleenig nie. Here, my kar se kilos raak nou bietjie hoog. Wanneer gaan ek genoeg geld hê om 'n nuwe een te kan koop en 'n upgrade te kan kry? Dis iets wat ons met die Here kan bespreek. Here, ek wil graag dit, ek wil graag dat. My hart is dit, my bekommernisse is dit. Die oomblik wat jy dit vir God gee, dan raak jy ook rustig. En in die laaste ding wat ons moet doen om God se rus in te gaan, daar seker nog baie, en hierdie is die laaste een wat ek geïdentifiseer het. Vertrou op Jesus se voltooide werk, sy afgehandelde werk in Christus. Jy leef uit genade, nie uit skuld of selfveroordeling nie. Jy lewe uit die afgehandelde werk van Christus aan die kruis. Ek lees vir ons 2 verse uit hierdie stuk uit, vers 1 en vers 11. Hy maak oop met hierdie sterk stelling, laat ons dan vrees
dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agterbly nie. Laat ons dan vrees. God gee vir ons elke dag die geleentheid om in hom te glo, om ons geloof in hom te sit, om te vertrou dat hy ons bron is. Hy gee vir ons elke dag nuut die genade, elke dag die kans om dit te doen. Laat ons dan 'n erns daarvan maak om dit te doen. En dan sluit hy af om te sê, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag leef nie. So mag ons in die rus van Christus ingaan, mag ons in die rus van God ingaan, en mag ons 'n voorbeeld wees vir die mense wat ongehoorsaam is, dat hulle die lig van Christus in ons kan sien, en mag ons hulle ook help om in die rus van God in te gaan. En dit is wat ek vandag met julle wou gedeel het, en dis wat die woord sê. Ons kan in die rus van God lewe elke dag van ons lewe. Ons hoef nie te bekommer nie. So ek wil julle uitnooi om nou op te staan, en almal van julle wat julle hande opgesteek het en gesê het julle het angs, en ek steek my hand op. So staan saam met my en kom ons vertrou saam met mekaar dat ons in God se rus in sal gaan. Dat God ons werklik sal vrymaak van al hierdie vrese en hierdie probleme en dinge. Staan saam met my. Ek nooi almal uit om te staan, nie net die mense wat hulle hande opgesteek het nie. Dis 'n proklamasie wat ons vandag gaan maak. Here Jesus Christus, baie dankie dat u woord die waarheid is. Here, dankie dat ons fokus u woord is en nie allerhande ander dinge wat die wêreld vir ons wil bring nie. Here, dankie dat u woord ons vandag vrymaak. Here, my gebed is nommer 1, mag ons u woord so ernstig opvat dat ons 'n diep respek, 'n diep vrees sal ontwikkel om gehoorsaam te wees aan die woord. En Here, ek kom vandag en al hierdie goeders wat ons genoem het van hoe ons in u rus ingaan, hoe ons moet glo, wat ons moet glo. Here, my gebed is dat dit in ons harte sal vasgemaak word en dat ons dit sal glo, dat ons sal ophou twyfel, dat ons sal ophou in vrees lewe. Heilige Gees, my gebed is dat U vir ons sal vrede gee en ons sal leiding gee en wysheid gee. So in hierdie oomblik kom ek en ek bid vir elke persoon vanoggend wat hulle hand opgesteek het om te sê, daar is 'n storm. Here, bid ek nou dat U, soos U in die woord net gespreek het, dat die storm sal stil word. Here, is my gebed nou dat die storm sal stil word in elke hart, in elke gedagte. Here, mag U die wysheid gee hoe om dit wat deur mekaar is in lyn te bring, orde te gee waar daar chaos is. Here, mag U die deurbrake bring. En Here, ek weet ons kan glo en vertrou in U, want U is soewerein God. U het nooit in die woord 'n glo in my maar stelling gemaak nie. U het in die woord gesê, glo in my punt. En dit is genoeg. En Here, mag ons op daai plek kom. Dis my gebed. Raak elke hart aan. Maak al die harde harte sag. Weereens bid ek vir die storms. Maak die storms stil. Alles sal oukei wees. En as dit nog nie oukei is nie, is dit nog nie die einde van die storie nie. Want die einde van ons storie is Christus, wat volmaak en volbring en alles afgehandel het. Dis my gebed.